Hallo almal, ek hoop dit gaan sommer baie goed met elke een van julle vandag. Ek hoop julle het 'n goeie week sover en dat julle 'n lekker lang naweek gehad het, die van julle wat kan en dan die wat ook nog 'n lang naweek gaan hê. Dis regtig baie lekker as 'n mens dit kan geniet. Nou, ek vat so 'n bietjie 'n breek hierdie week met die kort videoetjies wat ek elke dag plaas. Maar ek wil graag met julle 2 video's deel vir hierdie week. En vandag is daai dag wat ek met julle 'n video wil deel. Nou, ek gaan nou nie die Engelse een ook doen nie, want ek kom deesdae bietjie agter, ek sukkel so bietjie met die Engels. Shoot, dit is asof ek val oor my woorde en ja, dit is net baie keer, ek praat myself skoon die mekaar met die Engels. Ek probeer, glo my, ek probeer, maar dit is nie altyd maklik nie. En toe voel ek maar net, maar hoekom moet ek myself so druk en myself pressure as ek sukkel daarmee? Hier en daar sal ek bietjie Engels ingooi. Hoe sê hulle? Ons praat mengels. Nou, ek wil graag bietjie met julle deel. Ek het nogal baie gedink aan vrug. Nou, ons almal hou van vrugte. Ek glo ons almal hou van vrugte, of hoe? As vir my niks so lekker soos 'n piesang nie, of 'n lekker appel. Ek weet toe ek klein was, as ek baie lief vir druiwe. Ek sal nou ook druiwe eet, glad nie 'n probleem nie. Maar het julle al gewonder, hoekom is vrug so 'n mooi metafoor as dit kom by waar alle mense geestelike lewe? Kom ek deel gou met julle 'n paar goedjies. Eerste plek. Wanneer 'n boom geplant word en daai boom se saad is om lemoene te dra. Nou, as 'n boom nou groei en jy het saad geplant vir lemoene en daar kom druiwe op. Hoe werk dit dan nou? Hoe werk dit dan nou? Nou, dit laat my baie dink. In ons geestelike lewe ook. Gee ons voor. Ons is hierdie groot Christen. Hierdie Christen wat perfek is. Hierdie Christen wat niks verkeerd kan doen nie. Maar wanneer die aksies kom, het jy ook maar net soveel foute. Kom die perfeksionis wat in jou is na vore, dat jy nie so perfek is nie. En dit is baie keer met die vrug wat ons wys. Dat ons wys, ons is lemoene, maar dan is ons eintlik druiwe. En dit is hoekom het altyd so mooi gebruik word, dat wanneer 'n boom geplant word, en daai boom is vir appels bedoel, en jy loop verby daai boom, en jy pluk daai appels, en dit is soet, dan gaan jy mos nou terugkom. Jy gaan terugkom na daai boom toe, want jy gaan nog meer appels wil kom pluk. Nou, dit is ook presies so in ons geestelike lewe, wanneer jy 'n geur om jou uitstraal, 'n geur van vrede, 'n geur van vreugde, sommer net 'n lieflike geur. Ek dink ons almal ken hierdie duur deodorant wat ons gebruik. Ek gebruik baie keer die Legacy, maar ja, deesdae word dit vir my bietjie onbekostigbaar. Maar daar is ook ander wat nie so duur is nie, maar hulle het so 'n lekker geur. Jy raak skoon verlief op jouself. So lekker is die geur. En dan Dames reukwater. Ek weet Red Door is my gunsteling. Kyk, toe ek nog in 'n verhouding was en my meisie het dit gedra, my verloofde. Kyk, dit maak 'n mens mal hoor. Dit het net so 'n heerlike geur. Nee, dit is nou presies so met hierdie van die vrug in die boom. As daai vrugte lekker smaak, gaan jy mos nou nie verbyloop en dit net los nie. Jy gaan wel terugkom, jy wil meer van daai vrug hê, en dit is presies so met ons ook. Ons moet so 'n heerlike geur uitstraal, dat mense hulle wil omring met jou teenwoordigheid. Mense moet kan sien, moet kan ervaar, maar daar's iets anderste in jou vrugteboord as wat daar in ander is. So, dit is wat ek graag by julle wil los vandag. Dat maak seker, die vrug wat jy verteenwoordig, die vrug wat jy dra, stem ooreen met dit wat jy sê, want dit is so belangrik om te vertoon wat jy sê, om te wys wat jy sê, om te doen wat jy sê. En ek meen, as jy sê, ek gaan appels dra, maar jy dra piesangs, wat gaan dan die doel wees van daai boom? Ek meen, mense gaan verbyloop en sê, maar ek soek appels, en nou kry ek piesangs. Nee, dis nie wat ek wil hê nie. As jy sê, jy's 'n piesangboom, en jy wys piesangs, kan ek vir jou sê, mense sal terugkom. Maar as jy sê, ek is 'n appelboom, en jy vertoon piesangs, mense gaan verbyloop. So dit is hoekom dit so belangrik is, dat 'n mens se vrugteboord gevul is met die vrugte
wat jy verteenwoordig. Maar nou weer, wat doen ons as daar 'n vrot vrug tussen daai vrugte is in jou vrugteboord? Jy verwyder hom. My boetie en sissa, as daar nog hoop is vir daai vrug om gered te word voor hy heeltemal vrot is, werk met hom, behandel hom, keer dat hy daai vrotheid ervaar. Want ek kan vir jou sê, as hy vrot is, as jy hom nie binnekort gaan verwyder uit daai vrugteboord uit nie, gaan hy al die ander vrugte vrot maak. En dit is presies so. Is daar iets in ons lewens is wat verkeerd is? Iets soos, kom ons sê, negativiteit. Kyk, negativiteit is soos 'n kanker. Hy kan so versprei. Hy versprei soos 'n veldbrand. Jy's negatief. En kort voor lank gaan jy die mense rondom jou negatief maak. Daai mense gaan weer ander mense negatief maak. En voor jy weer sien, is daar 'n skare mense wat so negatief is. Dit is presies so met die vrug ook. As daar 'n vrug is wat vrot is, verwyder hom. My vriendin, verwyder hom. Want as daai vrug gaan eers begin die res van die vrugte vrot maak, dan weet ek nie, wat gaan jy maak nie. Kyk, daar's een tuinier wat kan help om daai vrugte te keer dat hulle nie vrot word nie. Dit is ons hemelse Vader. Jy as mens voel moedeloos. Jy as mens voel dat jy wil sommer net daai hele boom uitruk en hom sommer net verbrand. Gee daai boom vir God. Laat God jou help. God sal vir jou wys wat 'n vrug om te verwyder, wat 'n vrug kan nog verander. En dit is hoekom ek so lief daarvoor is om hierdie stelling te gebruik, wat ek ook by 'n pastoor gehoor het, dat verander of verwyder. En dis wat ons moet doen met daai vrugte wat in ons vrugteboord is. Dit wat kan verander, dit wat kan gered word, werk met hulle. Laat hulle gered word. Maar dit wat moet verwyder word, moenie eens 2 keer dink nie. Verwyder hulle, gooi hulle weg, voordat die ander vrug ook so sleg word. Dis wat ek graag met julle wou deel vandag oor vrug. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Kyk mooi na julleself. Tot 'n volgende keer. Bye bye julle.